Hallo daar en baie welkom by vandag se erediens, ons aanlyn erediens, wat in hierdie baie besondere tyd van die jaar ook vir jou en my dit moontlik maak om waar ook al jy is, dalk hou jy 'n bietjie vakansie, of dalk ergens anders in die wêreld, om in hierdie tyd na te dink oor veral dan die Kersverhaal, en die grootste gebeurtenis wat die wêreld verander het. So waarvan of jy ook al inloer, van harte welkom, mag die Here juis vandag ook vanuit sy woord, so aan die woord kom in ons lewe, dat ons sy stem sal hoor, en sal reageer met geloof en met waagmoed, ook op wat hy vir ons daarvan ook sê, en oor ons lewe kom sê. Jy is so welkom. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus vir hierdie oomblik, vir hierdie dag, ja vir hierdie spasie. Dankie dat U op 'n baie besondere manier vandag ons aan mekaar bind. Of ons dalk by die see, by die bosveld, by die huis, of by die werk op hierdie oomblik is, en ons het 'n oomblik gegryp om te sê, maar ek wil net hierdie kans gebruik, om net weer stil te word, en na te dink, in hierdie tyd van die jaar juis, oor die groot gebeure, wat die wêreld vir altyd verander het. Here Jesus, dit is waar vir gelowiges en ongelowiges, dat as ons nadink oor die geskiedenis van die mensdom, dat dit juis daardie aand in Bethlehem was, wat alles verander het. En dat dit wat daarna gebeur het, juist die wêreldse geskiedenis, die gang van die geskiedenis, ingrypend verander het. Veral wat in die volgende bietjie meer as 30 jaar daarna gebeur het, in die 33 jaar wat hierdie aarde bewandel het, en die lewe kom gee het. Die losprys kom betaal het, vir almal van ons wat bely dat U die Here is, die vergifnis bewerkstellig het, toe U gesê het, dit is volbring. Maar meer nog, Here, dat dit ons ook heenwys na die Here wat kom. Daarom aanbid ons en loof ons U, en dank ons U vir die voorreg, om vandag ook met die woord besig te wees, en ons wil werklik met verwagting bid, wees so aan die woord vandag, wees so besig met ons, dat dit ons lewe onherroepelik sal verander. Soos net U kan, bid ek dit met groot verwagting in Jesus se naam. Amen. Die tyd van die jaar, luister ons na musiek en praat ons veral oor die gebeurtenis wat die wêreld vir altyd verander het. As jy mooi dink daaroor, wat ons sê is dat daar was 'n seentjie gebore uit 'n jong maagd in 'n onbekende dorpie, 'n klein dorpie, ja, verbind aan Dawid, maar nie noemenszeggend of seggenswaardig dat ander daarvan sou weet nie. Inteendeel, hy's nie in keiserlike gewaad gebore of in koninklike status gebore nie, hy's in die eenvoud van wat beskryf word as 'n stal, 'n buitevertrek gebore. 'n Seentjie van 'n onbekende, 'n onbelangrike maagd. Sy pappa was dit, wat hom sou grootmaak, is 'n timmerman, maar ons weet, dit was 'n maagd, so verwek deur die Heilige Gees, op 'n onverwagse tyd, en wie's die eerste getuies? Skaapwagters. Nie belangrike mense nie, ja, die engele het dit aangekondig, maar die eerste mense wat dit beleef was eenvoudige mense. So as ons daarna dink, en ons dink aan die grootte van hierdie gebeurtenis, moet ons tog ook vir mekaar sê, dit vat 'n groot klomp geloof in jou en my lewe, om aan hierdie verhaal te dink, en te dink oor wat dit beteken, en wat dit uiteindelik sou impliseer vir die wêreld. In die Kersverhaal sien ons juis wat geloof is. Nou vir die van julle wat, soos ek, in die kerk groot geword het, en dalk eers ook 'n belydenisaflegging moes doen, vir die van julle wat moes toets skryf, soos ek, sou die volgende vraag hoor. Onthou jy dalk, as jy dit sou geskryf het, en as jy die voorreg het om kinders daar om jou te hê, wat die Heidelbergse Katekismes oor geloof sê. Probeer gou daar waar jy is, om bietjie vinnig te dink aan die antwoord. Wat is geloof? So kom ek wys dit sommer vir jou. Heidelbergse Katekismes vraag en antwoord 21 lees geloof as volg. 'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk. Naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Die twee groot woorde daar, dat geloof is kennis,
gebaseer op die feite wat gebeur het, maar ook vertroue. In die Kersverhaal is Maria waarskynlik vir ons die groot model van wat geloof is. Van hoe sy reageer, van die begin tot die einde. Ons sien in haar lewe iets wat vir jou en my kom wys hoe geloof in praktyk lyk. So kom ons lees saam. Lukas 1, ons lees vanaf vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom selfs ook 'n seun ontvang, en sy, wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Tot sover ons fokusteks vir vandag. Die eerste deel van hierdie model van geloof wat ons by Maria sien is, dat Maria wys vir ons, geloof beteken om dinkend te reageer. Geloof vra, soos die Heidelbergse Katekismus dit wys, denke, dit vra feite, en sy reageer denkend. Sy begin nie onmiddellik deur te sê, dis pragtig, dis reg, ek vat dit nie. Sy is nie onmiddellik opgewonde nie, inteendeel. Die Griek sê dat sy diep ontsteld is. Want kyk, om 'n engel te sien is klare, geweldige groot gebeurtenis. 2, om hierdie woorde te hoor, het haar diep geraak. Sy het dit nie net onmiddellik aanvaar nie. Sy was, soos die Engels dit sou beskryf, she was deeply troubled oor hierdie ontmoeting. En dan sê dit, sy het vir haar gevra, wat sou dit beteken? Nou die woorde daar is, dat sy dit beredeneer. Daai is 'n term wat gebruik word in die finansiële wêreld, om goed teen mekaar op te weeg, om dit oor te dink. So sy het dit beredeneer, om uiteindelik by die plek van oortuiging te kom, maar sy het begin deur te vra en te wonder. Sien, die Jode het nie verwag dat die Messias sou kom en gebore sou word uit 'n maagd van Nasaret nie. Dit was nie hulle verwagting nie, en daarom het hierdie haar eie verwagting totaal oorweldig. Het hulle verwag dat die Messias sou kom? Natuurlik. Was hulle opgewonde oor sy koms? Natuurlik. Maar verseker nie op hierdie manier nie. En daarom is sy gewonder en sou homself kon sê, sy het geworstel. Ons sien ook dat Maria, wat beredeneerd gereageer het, teenoor Sagaria staan. Maar sien, as ons net die vorige gedeelte in Lukas gaan lees, sal jy sien dat toe Sagaria hoor dat hulle gaan swanger word, dat sy vrou gaan swanger word, het hy totaal anders gereageer, want hy het gedink, hierdie is onmoontlik. So mense sou kon wonder, maar goed, sy het ook hieroor gewonder, hoekom was Sagaria met doofstomheid geslaan, of het hy stom geword, kon hy nie praat nie. Hoekom het dit hom getref? Maar sy is daarvan gespaar. Wel, die antwoord lê in uiteindelik die benadering wat hulle tot hierdie skokkende aankondigings in beide van hulle lewens gehad het. Sagaria het gereageer deur te sê, hierdie is onmoontlik, ek's 'n ou man. Maria het gevra, hoe is so iets moontlik? So sy het beredeneerd daarop gereageer. Eintlik soos wat Thomas ook sou gereageer het daar in Johannes 20. Wanneer hy sê, as ek nie my hande self insit nie, as ek dit nie self sien nie, gaan ek nie glo nie. Hy sê dis daardeur nie dat dit nie moontlik is nie. Hy sê die moontlikheid bestaan as ek dit sou sien.
So sy word verder geneem hierin. En vir haar is die oortuiging, maar vertel my meer. En so beweeg ons van hierdie eerste fase van, dat sy beredeneerd daaroor gedink het, en ons sê baie keer vir ons kinders, hulle moet nie glo omdat ons glo nie, hulle moet glo omdat dit waar is. So die beredeneerdheid rondom ons geloof is 'n baie belangrike deel, om dit nie net as soetkoek te aanvaar nie, maar regtig daaroor te dink. Die tweede deel hiervan, sy reageer geleidelik. Maria is nie onmiddellik by 'n plek van oorgawe nie. Sy is nie onmiddellik by 'n plek van aanvaarding nie. Sy is nie onmiddellik by 'n plek van lof, wat ons later in Lukas 1 sou sien nie. Nee. Haar eerste is ontsteltenis. Haar eerste is skok. En dit lyk asof Maria se geloof so deur fases gaan, deur 'n proses gaan, as jy wil. Nadat sy vir die engel sou sê, hoorie, maar dit is tog nie moontlik nie, is dit? Want ek bedoel, ek is 'n maagd, en die engel haar antwoord, dan beweeg sy verder. Dis eintlik asof sy vir die engel sou sê, hierdie wat jy sê klink verregaande, maar vertel my meer. Dis nie hoe dit was in die lewe van die tronkbewaarder van Handelinge 16 nie, nee. Hy het onmiddellik gereageer. Hy wil onmiddellik meer weet. Hy het onmiddellik tot geloof gekom. Ander weer sal ons sien, soos 'n Thomas, daar was 'n tyd gewees voordat hy tot die oortuiging gekom het, toe hy dit gesien het. Sien, wat ons dus hierdeur sien is, sommige mense sê, wat is jou dag en jou daad na wat jy tot geloof gekom het? En ander sou sê, nee, dit was 'n ontwikkelende tyd, ek het deur 'n lang proses gegaan, totdat ek tot die oortuiging gekom het, dat dit waar is. Maar Maria pas nie in een van die twee pole nie. En daardeur kom sê sy vir jou en my, daar's nie 'n presiese resep nie. Daar's nie veral 'n presiese tydsaanduiding wat sê, geloof werk sis en so nie. Inteendeel, in elkeen van ons se lewens is daar hierdie unieke bewustheid, waar jy tot die geloof kom, tot die ontdekking kom, dat hierdie waar is. In my lewe was daar verseker 'n lang proses van bewus word van die feite, van die evangelie, en van die bewyse dat Jesus opgestaan het. En ek kon dit in mense se lewens sien. Maar daar was veral een dag, ek sal dit nooit vergeet nie, waar ek tot die diep bewustheid van God se liefde vir my gekom het. Waar ek by 'n plek kon kom, waar ek kon oorgee aan die liefde wat so strome lewende water my net kom skoon was het, my kom nuut maak het, waarin ek ook kon sê, Christus is die Here van my. So dit is 'n proses, en ons sien dit by Maria, dit werk ook nie presies in elkeen se lewe so nie. So haar antwoord van hierdie klink verregaande, maar vertel my meer, sê dat sy is bereid om verder geneem te word, en dan sien ons in die volgende stap in haar lewe, sy kom by 'n plek van aanvaarding. Sy kom by 'n plek van aanvaarding wanneer sy sê, ek is tot beskikking van die Here. Sy verklaar haarself met ander woorde om 'n dienares van die Here te wees. So Maria se denke is aangespreek. Maria se hart het by 'n plek van oortuiging gekom, waar sy haar wil oorgee, ek is tot beskikking van die Here. Maar dan die derde deel, en ek dink, dis so mooi, wat ons verder af sou sien, en ek wil net vir jou enkele van die verse lees, gaan lees gerus haar hele loflied, van hoofstuk 1 vers 46 tot 1 vers 56, hierdie loflied van haar, en uiteindelik, dat sy na Elisabeth toe gegaan het, maar hoor net mooi wat skryf sy, sê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my en my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het, heilig is sy naam. So Maria beweeg vanaf 'n plek van worsteling, na meer wil weet, na aanvaarding, na my wil geen sê ek is beskikbaar, na hart. Want om 'n loflied te sing beteken, my geloof is nou nie net 'n kopding nie, dis nie nou net 'n doending nie, dis 'n hartsding, dis 'n bitter persoonlike ding. So om by daai plek uit te kom, waar ons hoor, wanneer Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en siel en al jou krag, dat dit uit daai diepe persoonlike ontmoeting kom. Sien, dis die mooi van geloof, dat dit jou na daai plek toe kom bring, dat jy kan sê, maar uit my diepste wese, is dit hierdie saak van die hart, wat ek wil sê, Here, ook vir my.
ook vir my. Ek het dit aanvaar. So, sy reageer eerstens denkend, beredenerend. Tweede, sy reageer geleidelik, so geloof is ook 'n geleidelike reaksie. Derde, sy reageer met verwondering. Die twee woorde wat die Grieks gebruik vir hierdie eerste twee sinne van haar loflied, is om eerste te sê, wanneer sy sê, ek besing die grootheid van die Here, dan gebruik die Grieks 'n woord daar, psyche. En psyche is die essensie van lewe, so dit is jou denke, jou emosies, jou diepste binneste, soms sou dit kon vertaal met siel. So die eerste woord is psyche. En dan in vers 47 sê sy, ek besing die lof van die Here deur haar pneuma. Pneuma is gees. So gees, die verbintenis met die Here. So my diepste binneste wese en my gees wat in kontak is met God. Sê dit dis, hoorie Maria, jy sien jouself as 'n verdeelde mens, nee. Wat sy eintlik kom sê daardeur vir jou en my, en daarom is die vertaling in die 83 wat ek nou gelees het, so maklik om te sê, ek, met ander woorde die volle ek, die volle mens wie ek is, my siel, my gees, my liggaam, besing u lof. Ek antwoord in totale verwondering, en die antwoord vir haar verwondering lê in wat sy daarna sê, want as jy verder gaan lees, dan vertel sy die verhaal van God vanuit die geskiedenis. Die Here se verhaal van redding, die Here se ingryping in die geskiedenis, en dan sê sy, die Here se ingryping in hierdie oomblik, en hierdie ingryping deur my lewe. So sy besef, wat hier nou gebeur, naamlik dat die Messias gebore word uit haar lewe, uit haar liggaam, uit 'n maagd, sal die geskiedenis vir altyd verander. Hoe groot moes dit nie vir haar wees, om in hierdie verwondering te wees van, die God van die heelal, wat kies om naby my, ja om in my, gebore te kan word. Hierdie is niks anders as goddelike ingryping nie. Maar hier is die mooi vir jou en my. Dit was toe nie net in die lewe van Maria nie. Hoor wat sê Paulus, wanneer hy in Kolossense 1 vers 27 skryf, die tweede deel van die vers, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Daarom kan ek en jy sê, hoe bevoorreg is ek, 'n sondaar, dat die heilige God in my lewe tuiskom. Christus is in julle. Johannes se evangelie sê Jesus, as ons glo, dan gaan hulle tuiskom, en die hulle is die beskrywing van God in die drie eenheid. Hulle kom woon binne in ons, hulle kom tuis in ons. Hoe mooi is dit nie? Here, die heilige, die almagtige, die ewige, wat tuiskom in my lewe, wat gebore word as dit ware in my lewe, wanneer ek nuut gebore word. Dit is die uitroep, dit is die wonder van God in jou en my lewe. So beredeneerd, geleidelik, met verwondering. En dan die vierde deel wat ons sien in hierdie model van geloof. Maria reageer met oorgawe. Wanneer sy sê, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat hy gesê het, dan is dit nie net 'n blote aanvaarding nie. Dis nie maar net 'n blote, goed, dit is nou maar reg nie. Nee, dit is 'n gewillige toewyding tot wat hy wil. Dis die plek van oorgawe wat sy bereik. Wat sy kom sê is, ek is die dienares van die Here, ek gaan hom dien, ek sal agter hom aanstap, laat met my gebeur wat hy wil. In wese wat sy sê is, Here, U is God en U is waardig om my lewe te ontvang. Nou as ek en jy dink oor die afstand van die aarde na die son toe, en jy dink aan hoe klein daai afstand as jy dit sou vergelyk van die aarde na die naaste ster toe. As ek en jy die voorreg kan hê om in die veld te kan wees, veral daar in die Karoo en in die nag na die sterrehemel te kyk, en ons sien wat die afstand van die aarde na die naaste ster toe in hierdie een geweldige groot melkweg voor ons is. En ons hoor, maar hierdie melkweg wat bo ons is maar een van, en so sê die nuutste navorsing van ons, is ons melkweg een van 2 triljoen sterrestelsels daar buite. Nou, dink het mooi, 2 triljoen is 2 miljoen. As jy al die nulle langs mekaar gaan skryf, gaan jy iets daarvan besef. En Hebreërs 1, ons doen DV volgende jaar, ons eerste Bybelskool oor die Hebreërbrief. Hebreërs 1 vers 3 sê, Christus hou dit alles deur sy magswoord in stand.
So die God bo oor die 2 triljoen sterrestelsels, wat kies om met ons bemoeienis te maak, wat kies om in ons lewens betrokke te raak, wat kies om in ons te kom woon, en kies om vir ons te sê, volg my. Hoe kan ons hom dan net hanteer en op hom reageer asof hy net 'n goeie raadgewer is, of 'n goeie assistent, om sy roeping in ons lewe net te aanvaar as 'n, ag goed, kom help my maar so bietjie. Asof hy so klein, liewe Jesus is, terwyl hy die magtige God is. So wanneer ons van verwondering af beweeg na oorgawe toe, dan bereik ons regtig die diepste plek van geloof. Vanaf die diepste emosie en verwondering, na Here, U wil, nie my wil nie. Sien, as ons dit besef, sal ons by 'n plek uitkom waar ek kan sê, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat hy gesê het. In sy boek Hidden Christmas, wat ons die voorreg gehad het om so 'n bietjie deur te lees ook, in voorbereiding vir hierdie tyd, skryf Tim Keller die volgende. Becoming a Christian is not like signing up for a gym. It's not a living well program that will help you flourish and realize your potential. Christianity is not another vendor supplying spiritual services you engage as long as it meets your needs at a reasonable cost. Christian faith is not a negotiation, but a surrender. It means to take your hands off your life. It means to take your hands off your life. Maria beweeg van beredenering na hierdie plek waar sy diep bewus word van hierdie oomblik. Na verwondering, ja, na oorgawe toe. Hoe mooi is dit nie vir jou en my om in hierdie tyd te kom sê, Here, maar ook in my lewe is daar 'n proses. En miskien is juist vandag daardie oomblik waar ook jy kan sê, maar rondom hierdie verhaal van hierdie Christus, hierdie Here wat gebore is, wat die geskiedenis vir altyd kom verander het. Rondom dit wil ek kom sê, ek glo. Maar meer as dit, ek wil gee, ek wil myself gee, ek wil oorgee. Is die beste plek vir jou en my om te wees. Om by 'n plek van totale oorgawe te kom, as ons besef, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Glo jy dit vandag? En deur die geskiedenis, het die wat die geloof in Christus bely, op 'n stadium besef, maar kom ons formuleer dit. Kom ons sit hierdie geloof in eenvoudige terme neer, sodat ons dit vir die wêreld kan sê. In die apostoliese geloofsbelydenis, of soos sommige dit noem, die 12 artikels, wat 12 waarhede so onder mekaar ook noem, beskryf die inhoud van ons geloof. So waar jy ook al is vandag, as dit vir jou nou moontlik is om te kan staan, en daardeur ook te kom sê, maar ek verbind my hiertoe. Dit is wie ek is. Dis waarmee ek identifiseer. Ek is 'n gelowige. Wil ek jou vra om te staan, ons sal die woorde ook vir jou op die skerm hê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. En Here, wanneer ons kom sê ek glo, dan kom sê ons, dis meer as net 'n aanvaarding.
Dis meer as net 'n besef, 'n beredenering dat hierdie waar is. Dis selfs meer as net 'n plek van verwondering. Dis oorgawe. Dis om totaal oorgegee te leef in die hande van hom wat sy lewe vir my gegee het. In die hande van hom in wie se hande die spykers ingeslaan is. In die hande van hom wat opgestaan het, wat heers, in die hande van hom wat die Gees gestuur het om in ons te wees, in die hande van hom wat weer kom. Dankie Here vir die geskenk van geloof. Mag ons dit nie net vir onsself hou nie, maar dit ook met ander gaan deel. In Jesus se naam. Amen. Amen. Geseënde dag vir jou.